Goeiemiddag. Ek wil 'n bietjie verder gaan met die evangelie. Ek dink hierdie is die 11de aflewering en ek wil met u praat oor 'n nuwe identiteit. Ons gaan nou 'n bietjie dieper delf in presies wat het gebeur met ons. Want ons weet nou al, as jy na hierdie videoreeksie luister, dat ons saam met Christus gesterf het, saam met hom begrawe is, saam met hom opgestaan het, iets waarvan ons waterdoop ook kragtig getuig. Ek gaan so 'n paar versies vinnig met u deel en dan gaan ek sommer net so 'n bietjie gesels oor identiteit. Is identiteit nie een van die mees kritiese, relevante onderwerpe van ons dag nie? Mense sukkel met hulle identiteit en baie kom uit as dit, as dat, letterlik as 'n dit en 'n dat en 'n hy en 'n sy en 'n hulle ensovoorts. Maar in elk geval, daaroor gaan ons nou nie te veel praat nie, maar dit is wat regtig lê aan die hart van hierdie soeke na identiteit. En baie vind dit daarin om, jy weet, om die gothiese tipe van leefstyl aan te neem, of watter leefstyl ook al. Baie vind dit in die kerk, in hulle godsdiens. Kom ons lees 2 Korintiërs 5 net weer, hierdie wonderlike perikoop en gedagtes oor wat het gebeur aan die kruis. 2 Korintiërs 5:15, omdat ons, sê Paulus, van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. Wonderlike woorde. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Ons ken nie regtig meer die historiese Jesus nie. Ons kan van hom lees, ons kan in evangelies alles lees omtrent die historiese Jesus en wat hy gesê het. Maar die Christus, die Jesus wat ons nou ken, is die Jesus in ons. Is die openbaring van wat Paulus genoem het, die geheimenis wat vir eeue lank vir geslagte en epochs verborge was, selfs vir die profete. Die openbaring van Christus in ons. Daarom, vers 17, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, letterlik eintlik 'n nuwe skepping. Die ou ding het verbygaan, kyk, dit het alles nuut geword. Wanneer dit gaan oor jou identiteit, is dit waar jy moet begin. Ek is nie meer in Adam nie. As mensdom is ons nie meer in Adam nie. Die ganse mensdom is nie meer in Adam nie. Die ganse mensdom is nou in Christus. Ons het altyd hierdie versie gebruik om te verwys na hulle wat glo, as die wat in Christus is. Asof ons Christus op 'n manier in ons kan sit, deur ons geloof. Dit kan tog nie. Christus se geloof het die ganse mensdom in hom gesit, en hom in die ganse mensdom. Die evangelie, die goeie nuus, is hierdie aankondiging, dat Christus is in jou, jy het hom nie daar geplaas nie. Jy is in Christus, en jy weet dit nie eers nie, nou begin lewe vanuit daardie realiteit. Die nuwe skepping in Christus beteken om deel te wees van die nuwe skepping. Versus, teenoor, in Adam was jy deel van die ou skepping, maar daardie ganse bedeling, die ou skepping is vasgespijker aan die kruis. Kom ons gaan gou na Romeine 5 toe, wat by dieselfde sê, op 'n ander manier. Romeine 5, ek lees net vinnig vir die 17 en 18, verse 7 en 18. Want as ten gevolge van die misdaad van die een, Adam, die dood geheers het deur die een, Adam, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang. Dis 'n gawe. Jy kan nie jou eie geregtigheid oprig nie. Jy kan nie jou eie geregtigheid projiseer nie. Jou geloof kan dit nie doen nie, jou kerk kan dit nie doen nie, jou dominee, pastoor, apostel kan dit nie doen nie. Jou godsdienst kan dit nie doen nie. Veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een Jesus Christus. So as 'n side note, so
Kaveat, ons moet heers, ons kan heers, ons is geroep om te heers, deur die gawe van geregtigheid in en deur Jesus Christus. Meer daaroor later. Daarom dan, net soos deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so is dit ook deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. So Paulus spel dit baie duidelik uit, dat in hierdie dood en opstanding van Jesus is daar gedeel met die dood, wat geheers het vanaf Adam. En het daar 'n nuwe ding gebeur, 'n nuwe skepping het verrys. Romeine 6 stel dit so, wat sal ons dan sê? Want jy praat oor die genade, dan het sommige mense gekom en gesê, maar as genade so wonderlik is, dan kan ons maar aangaan as sondig. Wat 'n futiele, wat 'n valse argument, wat 'n onlogiese argument. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie, ons wat die sonde, daai ou verwarde, verwronge identiteit wat gelei het tot allerhande kwaad en allerhande sondes, allerhande oortredinge van die vlees. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? En ek het laas in die vorige video vir u gesê, dat hierdie doop is eerstens 'n geestelike realiteit. Ons as mensdom is in Christus gedoop, net soos wat Christus gekom het, en in water gedoop is deur Johannes, om totaal te vereenselwig met ons, want hy het ons mensheid ten volle aangeneem, ons mensheid in sy slegste toestand aangeneem, en nou, so dat hy die ganse mensdom kon doop in homself. Ons doop na die tyd spreek van dit wat reeds gebeur het as 'n geestelike waarheid. Weet julle dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. En Petrus gaan verder, hy sê, ons is wedergebore deur die opstanding van Jesus Christus. Nie toe ons geglo het nie. Nie toe ons op grond van pastoor Silverton of dominee Silverton se uitnodiging Jesus aangeneem het nie. Ons is reeds aangeneem, ons kan dit net ontdek. Ons geloof is om te ontdek wat is reeds 'n realiteit en 'n waarheid. In Christus, laat ek net nog dit sê, Romeine 6, Romeine 7, as jy die Romeine gaan lees, praat dan oor, nou gaan Paulus terug na die wet toe, en hy sê, hoe was sy lewe onder die wet? En hoe is 'n mens se lewe onder die wet? Jy wil graag die wet hou, en die wet is goed, die wet is ewig, die wet is God se hart. Maar ons kan nie die wet hou nie, ons kon nog nooit die wet hou nie, Israel kon nie die wet hou nie, ons het nie as die wet ontvang nie, so te loops, ons is uit die heidense volke ingeënt, maar die Joodse geloof, die beste Joodse gelowiges, insluitende Paulus, insluitende Nicodemus, insluitende Gamaliel, hulle kon die wet nie hou nie vanweë die swakheid van die vlees. En daarom sê Paulus in hoofstuk 7, vers 20, maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Jy sien, die sonde was 'n krag. Dit was die krag van die dood. Of die dood se krag is die sonde. Ek vind dis hierdie wet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig, want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens. Natuurlik. Enige normale, regdenkende mens sal sê, God se wet is goed. Maar ek sien 'n ander wet in my lede, wat stryd voer teen die wet van my gemoed, en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. My ou broer, my ou suster, as jy nog steeds deur 'n wet probeer lewe, dan is dit jou ervaring. Jy is gedoem tot mislukking telkens, maar ek het goeie nuus vir jou, dis nie nodig nie. Ek ellendige mens, sê Paulus, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood, want dis 'n ding in my, wat ek nie kan oorwin nie. Ek dank God deur Jesus Christus, ons Here, so dien ek dan self met die gewet, met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Dan kom die heerlike hoofstuk 8. Daar is dan nou geen veroordeling. Jy sien, Christus het gedoen wat ek nie kon doen nie, wat my vlees nie kon doen nie, wat die wet nie eers kon doen nie. Daar is dan nou geen veroordeling van die wat in Christus Jesus is nie.
En onthou, jy is in Christus Jesus omdat hy jou daar geplaas het. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees, daar is sommige wat sê, na die laaste gedeelte is ingevoeg deur 'n redakteur, maar dit maak nie saak nie, want dit gaan nog steeds oor, as jy in die geloof lewe, is jy in die gees. As jy deur die wet probeer, dan is jy in die vlees. Want die wet van die gees van die lewe, in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Jy sien, God se wet word vir ons sonde, die wet van sonde en dood, as ons probeer om dit in die vlees te vervul. Maar nou is daar 'n nuwe wet, nou is daar die oorspronklike wet, wat selfs uitdrukking gegee het aan God se wet, of uitdrukking gee aan God se wet, en dis die wet van die Christus lewe, is 'n lewe, dis 'n verhouding, dis 'n lewende verhouding met 'n lewende persoon, Jesus Christus, en hy woon in ons, want die wet van die Christus lewe, is wat letterlik hier staan, het my vrygemaak van die wet van sonde en dood, want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, dat die woord het vlees geword, sarks, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees, halleluja, in Christus, my liewe boetie en sussie, my liewe vriend, is ek dood vir die ou identiteit, en ek lewe nou die lewe van die nuwe skepping. Maak dit deel van jou belydenis, jy weet, ek bely die woord nou al vir baie jare, dit het my lewe so verryk, dit het my denke so vernuwe. Paulus sê, moenie gelykvormig wees aan hierdie wêreld nie, moenie praat soos hierdie wêreld nie, moenie praat soos die BBC, of die SAIK, of SABC, of die Sewende Laan, of wat goed ons ook al kyk nie. Praat die woord, bely die woord voor die hoë priester van ons belydenis, Jesus Christus. Ek is 'n nuwe skepping, begin sommer daar. Ek is 'n erfgenaam van God. Ons moet klaar kry met die ek is nies. Jy sien, die ou identiteit was vol ek is nies. Ek is nie mooi nie. Ek is nie slim nie. Ek is nie genoeg nie. Ek is nie waardig nie. Ek het nie waarde nie. Ek is onaanvaarbaar, of ek is nie aanvaarbaar nie. Ek is nie goed genoeg nie. Hierdie leuns wat Satan in ons oor fluister, wat hierdie wêreldsysteem in ons ore fluister, wat die media graag in ons ore fluister. Kry liewe 'n greep op jou ware identiteit as nuwe skepping. Jou identiteit, jou nuwe identiteit is gewortel in die opperste ek is. The ultimate I am, the light of the world, I am the good shepherd, in Jesus Christus, wat die I am is, wat die ek is. Ek is 'n erfgenaam van God. Bely wat die woord sê. Hierdie skrifte is vol van wie jy werklik is. Begin verander, begin getransformeer word deur die vernuwing van jou denke. Herprogrammeer hierdie komputer tussen jou ore, wat ons noem die brein, jou denke. Ek is erfgenaam van God, en spreek dit uit hardop. In die tong is die mag van lewe en dood, en die wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Watter vrug wil jy eet, dood of lewe? Spreek lewe. Jy kan selfs soos die klein roertjie van 'n skip, 'n hele groot skip kan stuur en van rigting laat verander. So sê Jakobus is die tong. Jy kan jou hele lewensloop verander. Ek is 'n erfgenaam van God. Ek is 'n mede-erfgenaam saam met Jesus Christus. Ek is aanvaar deur my Vader. Ek is aanvaar in Jesus. Ek is uniek. Daar's nie nog 'n ander persoon soos ek nie. Ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag gee. Ek is 'n deelgenoot. Ek het 'n deelgenoot geword van die goddelike natuur. Ek is 'n seun van God. En so kan ons aangaan. Ek het lang lyste van hierdie tipe belydenisse wat u kan kry as u vir my vra. Ek seën jou vanmôre met hierdie woord, maar ek wil tog net eindig deur te sê, doen my guns en registreer, subscribe. Jy sal sien daar's 'n plek waar jy kan subscribe. Dan gaan jy gereeld inligting kry oor meer van hierdie boodskappe, want ek gaan hierdie saak nog baie verder deurtrap.
en uitpak, unpack soos hulle in die Engels sê. En like tog maar, hou van dit want dit help vir die algoritmes blykbaar, en dit maak dat hierdie woord, meer mense hierdie woord hoor. Ons in Suid-Afrika het 'n behoefte aan die waarheid. Dit is my las, dat die woord wat mense vrymaak, nie bind aan 'n kerk of aan 'n leerstelling nie, maar net vrymaak, dat dit sal uitgaan. En hierdie YouTube kanaal vir my, die in Christus, of die Christus lewe koinonia, wat ons nou gelees het in Romeine 8:2, dis my poging, dis my beskeie poging om hierdie woord te laat uitgaan. Dink nie oor jouself, bely, spreek uit wie jy werklik is. Neem op jou ware identiteit, waarvoor Jesus die hoogste prys betaal het. Amen.